Daar sy. Dankie Michael, dankie julle. Sjoe. Prys die Here. Sjoe. Ek gaan net gou die jeug 'n kansie gee om uit te gaan. Daar sy vrede vir julle. Ek wil hom net sê die preek het hulle ook gekry, so ons werk dan voor die tyd aan die goed om dit vir hulle te kry. So dis nie asof hulle hier iets gaan hoor wat ons nie hier gaan sê vandag nie, maar ons begin vandag 'n nuwe reeks. Julle sien ons het ons netjiese kleertjies aan en ek gaan in die diens gaan ek bietjie daarna verwys, maar ek is versigtig nou because I'm so concerned that in this series that I'm going to start this thing off wrong. And then you're going to listen for 5 minutes and you go, no, you lost me and I'm not interested, this is not for me. And then I'm like, okay, then this thing went in the wrong direction. So I really hope that that you're going to hear my heart today for what God wants to share with us. As I mentioned to you, we prepare these sermons well in advance, and it's basically based on this book by Frans Olivier, More Ready Than You Think. And I worked on it, and then during the week, in the preparation for today, God was just stirring my heart so much from this John 4. So I really want to share John 4 with you. There's going to be 42 verses that we're going to read. I'm not going to read it up front now. I'm going to, as we carry on, read through that and just explain that. Ek dink die meeste van julle, as julle dink aan Christene en ek dink nou myself, sal verstaan wat ek nou gaan sê. Ek dink ons loop rond met 'n kaart in ons kop. Nee, ons het kaarte in ons kop. En as ek praat van 'n kaart, dan bedoel ek nou soos 'n padkaart of 'n geografiese, jy weet, ons het so 'n kaart, ons loop met so 'n kaart in ons kop rond. Nee? Ek weet nie van julle nie, ek sluit myself daarbey in. En die kaart wat ek van praat is 'n kaart wat as jy nou begin dink, waar is God besig om te werk? Nee, dan gaan jy nou sê, nee, maar hy is besig om daar te werk. Jy het 'n kaart. Nou, toe ek opgegroot het, toe ek nou groot geword het, toe ek groot geword het, toe het ons geglo, jy weet, hier van die platform af, hier voor die kansel, dis nou nie regtig 'n kansel, hier van die tafel af, dis waar God werk. Jy weet, hy gaan hier bedien van hier af. En dalk is daar van julle wat vandag hier sit en sê, ja, maar ons glo dit nog steeds. Ons glo nog steeds, ek het gekom want hy moet van hier af kom werk. Dis wat hy moet kom doen. En dis 'n kaart in my kop. Dis waar ek sien waar God werk. Of jy mag van ons wees wat sit en sê, maar weet jy wat, God werk eintlik in die kerk. Nee, soos ons nou hierso is. Hy werk hierso, nie net hier nie, hy het nou gewerk hierso terwyl ons gesing het. Hy gaan werk as ons fellowship en na die tyd. Hy gaan in die week werk ook. Dis hoe God werk. En daar's party van ons wat so 'n kaart in ons kop het. En dalk is dit 'n mengsel van die twee en dis alright. En dan's daar ander dalk wat besigheid doen wat sê, maar luister, Ewan, God werk eintlik deur besigheid ook. Nee, as jy nou sien in my besigheid wat gebeur, hoe God deure oopmaak, hoe God deure toemaak, hoe hy werk in besigheid, is hy eintlik besig om daar ook te werk. Nee, dis die kaarte wat in ons kop is. En dan kan nie van julle wat sit wat sê, wag net so 'n bietjie, nee. Jy moet regtig as jy wil sien hoe hy werk, dan moet jy 'n vliegtuig klim of jy in 'n kar spring, jy moet oor die grens gaan. En wat nog beter is, jy gaan oor die grens na 'n plek toe waar die mense nie Engels praat nie. Hulle praat iets anders en daar's nie 'n kerk daar nie. Dan gaan jy sien hoe God werk. En ek wil vandag vir jou sê, dis die kaarte wat ons het, en dan wil ek 'n vraag vra. En dis 'n retoriese vraag wat ek hoop die preek sal antwoord. En my vraag vir julle is, wat van as hierdie kaart wat ek in my kop het, nee, dat Jesus dalk iets anders het. Hy dalk so ietsie anders in wat hy mee besig is, was wat ek nou dink, jy weet, dis soos hierdie ding moet werk. Dis hoe dit gaan werk. En soos ek sê, dis 'n retoriese vraag. Dis 'n vraag van, wat dink julle? Jy weet wat in jou kop, ek weet nie.
Ek weet wat in my kop aangaan. Ek het sekere idees, en sekere gedagtes. Maar wat as daai, soos ek sê, daai plan, daai map iets anders is? En dis wat Jesus se plan is. Wat as dit anders te lyk? Dis 'n retoriese vraag. Ek kan julle hoef dit te antwoord, ek dink daaroor. Maar dan het ek 'n tweede vraag wat ek julle vra, en dis 'n meer van ene hierdie. Waar was jy al, as jy dink op aarde, wat die mees heiligste plek is waar jy ooit was? Dink gou 'n bietjie, waar was jy al, wat jy vir my sê, luister, ou, die mees heiligste plek waar ek al ooit was? Of waar is die mees heilige? Dalk was jy nie daar nie, maar jy weet, dis die mees heiligste plek. Party van julle gaan dalk sê, hey, dis Jerusalem, dis Israel. Maar dis wat die Bybel sê, dis Jerusalem. En dalk is daar van julle wat sit en sê, wie wat, nee, dit is by die konferensie gewees, daar in Manila, by die World Go Conference. Dis waar ons het net die teenwoordigheid van die Here so ervaar daar. Dis waar dit is, dis die mees heiligste plek wat ek, jy weet, as sy teenwoordigheid ervaar, dis waar hy doenig is. Of dalk sit jy hier so en jy sê, nee, weet wat, dit was by 'n kerkkamp. Dit was by 'n kerkkamp gewees. Ek het net sy teenwoordigheid so ervaar, hy was besig daar. Dis by 'n kerkkamp gewees. Nou, as ons dit vir mekaar vandag sê, waar is dit? Dink ek, hierdie gedeelte uit Johannes 4 uit, wat ons nou gaan kyk, vind daar hierdie heilige gesprekke plaas. There's holy conversations that's taking place. And it's happening in a place where, I can tell you now, it's not on your bucket list to go there. Dit vind by 'n plekkie plaas, wat, dis 'n ou stowwerige plekkie, en niemand wil so intoe gaan nie. En dis waar hierdie gesprekke plaasvind. En ek wil hê ons moet vandag bietjie kyk na wat hierdie gedeelte in Johannes 4 vir ons gaan sê, en dan wil ek hê jy moet ek het nou begin met hierdie kaart in jou kop, en ek wil hê jy moet besef dat die rolspelers hierso het gedagtes, hulle het kaarte in hulle koppe. Dis die vrou, the woman at the well, sy het sekere kaarte in haar kop, en ek probeer nie nou nie, en ek wil vir julle sê, een van die beste preke wat ek nog gehoor het Frans so 2 maande terug gegee hierso oor, there's a man I know. En julle kan nog gaan luister. Ek probeer nie op daai en verbeter nie, daai was pyk geweest. Ek wil hierdie gedeelte bring om te sê, hierdie vrou het kaart in haar kop gehad. Dan die disippels 'n kaart in hulle koppe gehad. Van wat gaan ons doen hierso? En dan kom Jesus en hy kom hy kom redraw die kaarte. Hy kom trek dit bietjie anderster. So kom ons kyk wat sê hierdie gedeelte in Johannes 4. Johannes 4 vers 1, hy sê, Now when Jesus learned that the Pharisees had heard that Jesus was making and baptizing more disciples than John, although Jesus himself did not baptize, but only his disciples, he left Judea and departed again for Galilee. Okay. Hierdie ouens het 'n bediening gehad. En die bediening het gekook. Hulle het mense gedoop. Hulle het ouens bedien. Dit het gewerk. Hulle kom bedien. Hulle doen dit saam met Jesus. Hierdie bediening werk. Hierdie ding kook. As jy mooi gaan kyk na Johannes 3 vers 30, net so 'n bietjie voor, daar staan daar so, en ons ken almal die vers. As ek hom nou lees, gaan julle verstaan. Hy sê, dis Johannes die Doper wat praat. Hy sê, he must increase, but I must decrease. En dan dink ons almal, hy bedoel, hy moet in my meer word en ek moet minder word in myself. En eintlik wat hy daar sê is, sy bediening moet groter word as myne. Ek het net gekom om die weg aan te dui. Sy bediening moet groter word as myne. Dis wat hy daar kom sê. En dan antwoord Johannes het ons hierso, waar hy sê, so, now when Jesus learned that the Pharisees had heard that Jesus was making and baptizing more disciples than John. Julle, dis Johannes die Doper. Dis die Elia van die Nuwe Testament. En hierdie ouens se bediening is groter as Johannes die Doper sinne. Hulle bediening kook. Dalk sit jy hier vandag en jy het 'n bediening wat kook.
Dalk het jy 'n bediening wat sê, man, hierdie bediening van my werk. Ek weet nie wat dit mag wees nie, maar hy vlieg, hy werk. Die ding werk. En dan kom die disippels en hulle het iets in hulle kop van, maar ons doop. En op daai stadium was hulle seker omtrent 'n jaar lank saam met Jesus al gewees. So hulle sien wat Jesus doen, hulle minister saam met Jesus. Op 'n manier is ons soos hulle. Nee. Ons loop mos nou al agter Jesus aan vir 'n rukkie. Nee. Jy loop agter Jesus aan. Wie het al mense gedoop? Hande. Wie het al mense gedoop? Daar's hy. Hier's mense wat mense doop. Dis 'n bediening wat kook. Net dalk het jy aan, soos ek sê, dalk het jy 'n ander bediening. Dalk is iets anders wat besig om te gebeur. Maar kom ons gaan aan. Ek wil aangaan hierso. Hy sê, and he had to pass through Samaria. Daai he had to pass is nie wel julle die topografie, die landskap lyk so dat ons hier moet nee. Dit was God wat gesê het, God die Vader, Jesus, jy moet daai kant gaan. You had to go. Nou kan ek al sien. As Jesus vir die disippels sê, boys, ons gaan die kant toe. Nou is hulle van, Jesus, maar hierdie bediening van ons kook. Hierdie bediening werk. En Jesus is van, kom, ons gaan daai kant toe. Ja, maar Jesus, ons doop die mense, man, hierdie goed gebeur hierso. Die dinge werk hierso, en dan sê Jesus, ons gaan daai kant toe. En hy vat hulle na 'n plek toe wat hulle nie gewoond is aan nie. Nou, kom ons dink gou 'n bietjie oor die Jode. En julle gaan dit sien as ons verder lees. Hierdie Jode het hulle koppe gehad, né? Die map wat hulle koppe gehad het is ons deel met die Jode. OK? Ons deel met mans. Ons deel met clean en unclean dinge. Hierdie plek waarna toe ek moet stap, wat Jesus nou vir my sê ek moet deurstap, is nie 'n skoon plek nie. So, ek gaan gou die kaart opkry daar. So gewoonlik wanneer hierdie ouens opgetrek het na Galilea toe van Jerusalem af, dan het hulle daar by Jerigo verbygegaan hier onder en dan het hulle hier opgestap aan die kant. Dat hulle net nie hierso deur Samaria hoef te hardloop nie. So hulle het hier gekom en hier gegaan, dan het hulle of hierdie kant omgegaan, daar, of hulle het hierdie kant omgestap. Net sodat hulle nie deur Samaria moet loop nie. En Jesus kom en daar loop die rooi pyltjie en Jesus sê, daar gaan ons gaan in Samaria aan. Dis wat ons gaan doen. Kan jy sien die map van, maar Here, U staan besig hierso, ons doop aan die mense, hier's dinge wat gebeur, en sê Jesus, ja, ek wil die kant gaan. Dis waarna toe ek op pad is. En daai trip was omtrent tot by Sigar was omtrent 65 km, so jy 2 dae geloop aan dit. Jy het gestap, papie. Ek weet nie wie van julle kan, ek traai 10.000 tree, ek weet Jacques doen 25.000 tree daar waar hy werk. Dis 'n paar kilometers se stap, maar jy moes gestap het, dis 30 km 'n dag se stap wat jy moet doen. So jy stap. En hy is op pad soontoe. Nou staan daar, so he came to a town of Samaria called Sigar. En dis die enigste plek hier waar Sigar regtig genoem word in die Bybel. Maar dit is so belangrik dat Johannes dit noem. Hy noem Sigar hierso, maar hy noem nie die vrou se naam hier nie. Die vrou wat ons gaan by uitkom, hy noem Sigar. Hy sê, ek wil hê julle moet weet, hierdie is by Sigar wat hierdie plaas gevind het. Dis, okay, waar is dit presies? En daar's 'n groter tema hierso, want dit het plaasgevind by Jakob se putte wat hulle gegrawe het. En daai putte wys na covenant. Dit wys 'n covenant keeping God. Dis wat hy besig is mee. En ons ken hom as 'n covenant keeping God. Dan sê hy hierso, near the field that Jacob had given to his son Joseph. Jacob's well was there. So Jesus, wearied as he was from his journey, was sitting beside the well. It was about the 6th hour. So omtrent so 12 uur gewees. Sê gou vir my, hoe het Jesus gelyk toe hy daar gaan sit het? Uitgerus. Sy chops was op, hy was moeg. Dis van, ek gaan nou sit. Ons het net te ver gegaan nou. Ek gaan bietjie sit, ek's dors en ek dink is warm ook. So,
Ons moet dit sien, ons moet hierdie sien julle, want ons lewe en dan dink ons goed in ons koppe van, o nee, maar dis God, hy is God, hy's ten volle God, maar hy's ten volle mens ook, en hy sit daar in sy chops, ek's klaar, ek's nou moeg, ek het tot hier toe gekom, ek het tot hier gekom, nou is ek klaar. En nou begin die ding gebeur. A woman from Samaria came to draw water. Die vrou kom na hom toe. Jesus said to her, give me a drink. For his disciples had gone away into the city to buy food. Nou, in vandag se tyd dink ek, hulle steers toe, hulle het gaan burgers koop. Of hulle spur toe, maar hulle mag nie ribs koop nie. En dan mag jy cheeseburgers koop nie, want jy mag nie kaas bo op beef sit nie, jy weet. So ek weet nie presies wat hulle gaan koop het nie, dalk het hulle sardientjies gaan kry. Maar dis wat hulle gaan kry het, en dis waarna toe hulle nou gegaan het. Jesus sit daar, hierdie manne is op pad daar na daai dorpie toe, na daai stowwerige dorpie, hulle soontoe. Nou kom die vrou na hom toe, en sy begin 'n gesprek, 'n doeteenvoudige, straightforward gesprek, wat sy met hom begin. Niks moeiliks nie, niks difficult nie, gee my asseblief water, gee my water. Kom ons gaan aan, ons kyk wat gebeur. The Samaritan woman said to him, how is it that you, a Jew, ask for a drink from me, a woman of Samaria? For Jews have no dealings with Samaritans. Kan julle die map in haar kop sien? Kan julle die map sien wat vorm? Hoe praat jy nou met my? Wat het jy nou vir my te sê? Jesus answered her, if you knew the gift of God and who it is saying to you, give me a drink, you would have asked him and he would have given you living water. The woman said to him, Sir, you have nothing to draw water with, and the well is deep. Where do you get the living water? Are you greater than our father Jacob? He gave us the well and drank from it himself, as did his sons and his livestock. Jesus said to her, everyone who drinks of this water will be thirsty again, but whoever drinks of the water that I will give him will never be thirsty again. The water that I will give him will become in him a spring of water welling up to eternal life. The woman said to him, Sir, give me this water so that I will not be thirsty or have to come here to draw water. Dis so mooi. Hy werk gesag met haar. Hy ken haar, ons gaan nou sien, hy ken haar. Maar hy werk sag met haar. Hy werk beautiful met haar. Nou wil ek vir julle vra, vir die van julle wat nou in julle het om bietjie te evangeliseer. Hier staan, the woman said to him, Sir, give me this water so that I will not be thirsty or have to come here to draw water. Wat gaan jy doen as jy daar gesit het? Wat gaan jy nou vir haar sê? Wat sou jy vir haar gesê het? Sy sit daar, sy vra vir my, maar jy praat van hierdie, maar gee my 'n bietjie van daai water. Jy sê jy ken hom. Gee hom vir my. Gee hom vir my. Die meeste van ons sou net daar, okay, kom ons maak oop toe, ons gaan bid, laat jy hom ontvang. Jesus doen dit nie. Jesus is rustig. Hy's so rustig. Hy sê vir haar, gaan haal jou man. Op wie vertrou Jesus? Vertrou Jesus op daai stadium? Dis die Heilige Gees. Die werk wat plaasvind daar is deur die Gees van God. Hy's van, ek kan rustig wees hier, want ek weet God is besig om te werk. Hy is die een wat die werk doen. Ek hoef nie angstig te wees nie. Ek hoef nie benoud te wees nie. Ek hoef nie te wonder, weet jy wat, dalk gaan ek nou hierdie ding mis. Dalk mis ek dit nou vandag met haar. Ek moet die lid toeklap en haar laat convert en dan ons, en Jesus is net, gaan roep jou man. Gaan haal jou man. En dan kom hy by die diep gedeelte uit wat hy met haar sonde deel. Jesus said to her, go call your husband and come here. The woman answered him, I have no husband. Jesus said to her, you are right in saying you have no husband. For you have had 5 husbands, and the one you now have is not your husband. What you have said is true. Sien hoe sag werk met haar?
Hy het dan nie uitgekruid nie. Hy het dan nie condemn nie. Hy werk beautiful sag met haar. Sir, I perceive that you are a prophet. Our fathers worshipped on this mountain. Kan jy die map weer sien? Ek gaan na hierdie kerk toe. Ek gaan na hierdie denominasie toe. Our fathers worshipped on this mountain, but you say that in Jerusalem is the place where people ought to worship. Nou vat sy die map wat sy in haar gedagtes het, van, julle moet hier by hierdie berg, Gerizim, dis waar julle moet kom aanbid. En sy sê, maar julle sê, ek moet daarna toe gaan, ek moet daar gaan bid. Sien jy die map wat uitspeel hierso? Het julle al gesprekke gehad met mense wat daai maps uitspeel in elke dag se gesprekke met hulle van, julle sê dit as Christene, maar eintlik gebeur hierdie, of ek glo dis wat moet gebeur, maar eintlik moet hierdie plaasvind. Kan jy sien wat hier besig is om te gebeur? Hoe Jesus met hulle praat, hoe Jesus besig is daar met haar, om te sê, maar ek wil die waarheid vir jou gee. En daai map van haar sit boor om te sê, ja, maar ons gaan by daai mountain bid, en julle sê ons moet bid by Jerusalem. Dan is 22, hy sê, you worship what you do not know. We worship what we know, for salvation is from the Jews. But the hour is coming, and is now here, when true worshippers will worship the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking such people to worship Him. Wie soek? Wie is die een wat kom soek? Wat sê Jesus, wie is die een wat soek? Die Vader. Hierdie job wat ons deel kan hê van, is nie ons job nie. Hy sê, dis die Vader wat daar kom soek. Dis die Vader wat besig is. Terwyl hierdie gesprek plaasvind, waar's daai vriende van hom? Hulle is in die dorp. Die professionele manne wat kan doop en wat dinge kan doen, is in die dorp. En Jesus is besig om met die vrou te praat en om net een ding by haar reg te maak in terme van hierdie map wat sy het. Te sê, waar werk God? Waar is God besig? Hy sê die uur is nou. Hy's nou hier besig. Want God die Vader soek mense wat my kan hom kom aanbid in vrede, of hom kan aanbid in vrede, in truth, in waarheid. The woman said to him, I know that the Messiah is coming. He who is called Christ. When he comes, he will tell us all things. Kyk weer, haar map is van, hy gaan in die toekoms kom. Dis wat ek glo, hy kom in die toekoms. Jesus sê to her, I who speak to you am he. Dis ek. Dis ek. Jesus kom en hy kom verstel daai map in haar kop. Nou hier kom sy chommies aan. Ek weet nie of hulle sê, ek weet nie of hulle Spur sakkies het of hulle Mackie D's het of wat hulle dan kom hulle daar aangestap en nou raak dit stil. Dis stil. Want in hulle koppe het hulle die idee gehad van, jy praat nie met 'n vrou, especially so 'n tipe vrou nie. En ek is seker dat vir hom gekyk en vir hom, soos ek nou gemaak het. Want hier staan, toe hulle opdaag, they marveled that he was talking with a woman, but no one said, what do you seek, or why are you talking with her? Dis van, wat jy my besig is mee, is buite my map. Waarna toe jy my wil vat, is buite my, dis so dat dit, is dit wat hier aangaan. Sien ons reg, verstaan ons, dis so dat hulle nie woorde het nie. Verstaan ons reg, is dit wat hier gebeur. En dan sien ons, dan gaan die vrou, so the woman left the water jar and went away into town and said to the people, come, see a man who told me all that I ever did. Can this be the Christ?
They went out of the town and were coming to him. Sy het encounter hierso, haar map is verander. Nou gaan sy en sê, vertel die mense van dit. Sy gaan verduidelik hulle, dis wat hier gebeur. Nou kom hulle is op pad. Daai 12 van Jesus wat in die dorp was, wat het hulle vir Jesus gebring? Kos, sardientjies, wat, ek weet nie wat nie, maar hulle het dit gebring. Hierdie vrou, wat bring sy vir Jesus? Die mense. Sou jy nie gedink het dat ons die mense moet bring nie? Vergeet van die kos, vergeet van die water. Daai vrou los haar waterjar net daar in hardloop, daar gaan sy. En hulle bring die mense, sy bring die mense, nou kom die mense na Jesus toe. Nou staan daai disippels daar en Jesus praat met hulle. En weer eens, ek weet hy condemn hulle nie. Moenie vanoggend by my hoor 'n condemnation nie. Moet dit nie hoor nie. Hy praat mooi met hulle. Hy sê vir hulle iets, hy verduidelik dit vir hulle, want hy wil daai map wat in hulle koppe het, wil hy kom verander. Hy wil dit kom verander want dan kan jy perceive, dan kan jy sien waarmee jy besig is. Dan hoef jy nie condemnation te hê nie, jy hoef nie pressure te hê nie. Meanwhile, the disciples were urging him, saying, Rabbi, eat. Yes, hulle is nog steeds op die kos. Eet net ietsie man, vat net so ietsie. But he said to them, I have food to eat that you do not know about. So the disciples said to one another, has anyone brought him something to eat? Jesus said to him, my food is to do the will of him who sent me and to accomplish his work. Do you not say, there are yet 4 months, then comes the harvest? Look, I tell you, lift up your eyes and see that the fields are white for the harvest. Hier kom hierdie mense. Hulle kom aangestap. Hierdie ouens is eet net so bietjie. Dis nou tyd vir eet. En Jesus is vir kyk daar. Kyk daar. Kyk op. Kyk, sien raak wat ek wys. Was die kos sonde? Nee. Was die water wat Jesus gesoek het verkeerd? Nee. Was dit hy vrou gaan water soek? Nee, niks van dit is verkeerd nie, niks van dit is sonde nie. Maar hy sê, kyk op. Kyk, hier kom hulle. Kyk hy mense. Waarmee is julle boys besig? Dalk moet ek dit vandag vir ons vra, waarmee is ons besig? What are we busy with? Wonder ek oor my Spur, my Steers, my Mackie D's en Spar en wat? Of is ek regtig op 'n plek waar ek kan opkyk en ek sien, maar Here, U is besig. Want terwyl hulle besig was in die dorp en nie gedoen het wat ek dink hulle moes doen nie, is Jesus besig om die oes voor te berei. Hoeveel van julle was al op 'n plaas gewees waar daar geoes word? Net, okay, so julle weet dan. Nou is daar mense wat, die boer sê vir my, ek het vir 7 ton mielies bemes, ek stroop 10 ton. Kan ek vir julle sê hoe dit is? Dis joy. Dis joy. En dis wat hy hier kom sê. Hy sê, die oes is reeds daar. Jy het nie nodig om eers te saai nie. Kyk net op, kyk die mense, die oes is reeds daar. Jy kan deel wees van hierdie. Hierdie is joy. Kyk hoe kom hulle in. Kyk hoe kom hulle in. Die oes is hier. Die oes kom in. Soos ek my mielie stroop, soos ek my soja, soos ek my sonneblomme stroop, die oes is hier. Hulle kom in. Ek wil hê julle moet deel wees van dit. Ek wil hê julle moet kom deelneem aan hierdie. Kom wees deel van hierdie joy wat besig is om te gebeur. Al wat ek vir julle vra is, kyk net op. Wanneer gaan julle dit sien? Dis al. Kyk dit op. Wanneer gaan jy dit sien? Ek wil julle vra, met die map wat ons in ons kop het, daai vrou lewe in so 'n verhouding. Voor ons haar, want sy is 'n evangelis na daai mense toe, by the way. Voor ons haar sou stuur, gaan ons vas sê, luister, girl, dalk moet jy net eers trou. Kom aan, dis wat ons sal sê. Ons gaan dit sê, ons gaan sê, jy moet eers eintlik trou voor jy hierdie kan doen. Jy kan mos nie net Jesus gaan verkondig en dan bly jy nog steeds aan, wat is hier aan die gang? Wat se tipe evangelisasie vind hier plaas?
Dalk sit jy hier vandag en sê, weet jy wat, nee, daar's sekere groepe mense met wie ek nie kan deel nie. Daar's sekere groepe mense wat ek, sorry, ek kan nie, jy weet, party van hulle is net 'n bietjie sekulêr. Hulle drink dalk net te veel, hulle vloek dalk net te veel, hulle is dalk net so bietjie te ver daar. Dalk is hulle so ver heen in hulle gedagtes en met 'n drug abuse dat ek, weet jy wat, ek dink nie dit gaan werk hierdie, waarmee ek besig, wat God hier gaan, ek dink nie daai gaan werk nie. Ek wil vir julle sê die evangelie, die good news, it's not too parochial. Wat 'n mooi groot woord. Dit beteken narrow-minded. En dis ook nie so hierdie romantiese ding van al ewige nuwe frontier nie. Jesus het met die Jode geminister. Hy het die Romeine geminister. Hy het die Grieke geminister. Hy het die slawe geminister. Hy het die ryk mense geminister. Hy het die arme mense geminister. Hy het die blinde mense geminister. Hy het die verlamde mense geminister. Jesus het die Samaritaan geminister. Hy het hulle almal geminister. Waar is jou map? Waar is jou map vandag? Wat het jy in jou kop wat ek kan eerlik wees met julle, ek sukkel met ryk mense. Persoonlik. Arme mense kan ek vat, ek kan vinnig werk met hulle, dit is beautiful verhoudings met hulle, ryk mense. Ek sukkel. En dan kom die Here en dan kom maak hy ministry partners met my oop. Die ouens het geld en het huise en het plase en het goed en is van kom bedien, dis jou bedieningsveld. En ek het nie geweet is daar so iets nie. Maar ek wil vandag vir jou kom vra, wat dink jy is in jou kop die ding wat jou stop om te perceive as Jesus sê, kyk dit op. Kyk dit op. Ons kan nie 'n willingness hê om te sê ons is ready, ons wil gaan, ons kan, as ons nie 'n persepsie het van wat hy besig is mee nie. Om net dit te kan sien. Dalk sê jy vir my, nee, ek hou daarvan net om na ver lande toe te gaan of oorsee te gaan of dis waar ek my missionary gaan doen. Dan sê ek vir jou, is dit hoe Jesus se prentjie lyk? Dalk hou ek daarvan om net in my comfort zone te wees waar ek mense kan baptise wat my taal verstaan en wie ek mee kan connect. En as dit is dit wat Jesus hier vir ons wys. Ek het 'n ou leertjie saamgebring, ek gaan nie op hom klim nie. Wat ek wil vra vandag. Ek wil hê ons moet nou en ek weet nie Michael as hulle sal opkom. Ek wil hê jy moet 'n oomblik vat en vir die Here gaan vra, wat is jou volgende stap? Ek wil net daar kom. Dis al. Want dis wat hy gedoen het met sy disippels. Dis wat hy gedoen het met daai vrou het geklim, daai vrou was tot hier gewees. Sy het gemove, man. Maar die disippels vat en sê, wat, sit net jou voet daar. Kyk dit op. Wat is die volgende stap wat jy moet doen? Daar moet by jou geen condemnation wees. Daar moet by jou geen, as dat druk is, gaan ek vir jou sê, bid en vra dat die Heilige Gees vir jou wys, want Jesus het daar gesit. Hy was moeg, hy was op, hy was klaar, en dan begin God werk, dan werk God daar. Wat is jou volgende stap? Ek wil net seker maak en hom gaan vra, dalk is dit om vir iemand te bid. Dalk is dit om te sê, wie, wat eintlik moet ek making disciples doen? Nou weer eens, dit beteken nie ek wil hier kom, jy weet, die dominees en die pastore en die evangeliste staan hier nie, dis nie wat ek sê nie. Ek wil net hê jy moet op die volgende trappie kom.
Dis al. Hoe dit ook al lyk. Want dis wat hy met sy mense gewerk het. Dis hoe hy dit vir ons wys. Dis hoe beautiful hy dit vir ons kom wys. Hy is so sag met hulle. En dan kom daai mense later aan. Hy sê, so many Samaritans from the town believed in him because of the woman's testimony. He told me all that I ever did. So when the Samaritans came to him, they asked him to stay with them. And he stayed there 2 days. And many more believed because of his word. They said to the woman, it's no longer because of what you said that we believe. For we have heard for ourselves and we know that this is indeed the Savior of the world. En die volgende stapie. Wat is dit vandag vir jou? Dalk die boekie is te koop vir R200 hier agter. Dalk moet jy die boekie vat en deurlees. Daar's 'n beautiful gedeeltes oor willingness. Die preek het eintlik gegaan oor die eerste 74 bladsye in die boek. En toe kom werk die Here met my oor Johannes 4 en hy wil vir ons wys hoe ek daai map in jou kop kan kom verander. Wil ek daai ding kan kom change en dat ons kan deel wees van 'n harvest wat inkom, wat ons joyful kan wees oor. Want hulle kom in. Kyk, hulle kom in. Kyk, hulle kom in. Dis dalk by jou werkplek. Dis dalk op kampus. Dis dalk by die skool. Dalk is dit by die Steers of die Spur of waar ook al dit is. Dalk is dit in jou familie, dalk is dit by jou huis. Daai vrou was nie gedisqualify om te gaan nie. Ongeag wat die wêreld vir jou probeer sê. Ongeag. Hy het nie van gesê trou eers nie. Hy het dit nie van gesê nie. Sy het dit gehoor en sy het gegaan en ek wil vandag vir jou sê jy is nie gedisqualify nie. As jy vandag hierdie woorde, my boetie en my sussie, jy is nie gedisqualify nie. Vra vir die Here, wat is sy volgende stap? Ek gaan nou 'n geleentheid gee dat ons net rustig raak en vir hom vra. En ek wil vra, as jy dit hoor, kom ons gaan doen dit. Jakobus sê vir ons moet doeners wees van die woord. Wanneer jy dit hoor, wat hy vir jou gaan sê, en hy gaan praat met jou nou, gaan doen dit. Daar kan dit wees dat daar sonde is wat jy gaan bely. Daar kan dit wees 'n verhouding wat jy moet regkry. Daar kan dit wees bid net vir daai persoon. Kom ons maak ons oë toe. Kom ons vra die Here, Hemelse Vader. Ons het gehoor wat U vanoggend vir ons sê. Here, en ons wil hoor, ons wil sien, ons wil ervaar waarmee U besig is. Ek wil kom vra dat U ons daai kaarte in ons koppe sal kom regtrek. Please come and show us, Lord, what's the next step for me? What's the next step? Dankie dat ons weet dat U met ons praat en dat ons gehoorsaam sal wees. Al verstaan ons nie altyd mooi nie. En dat U dit in ons sal kom verander. Sodat ons gewillig sal wees om deel te wees, om hierdie oes in te samel. 'n Oes waarvoor ons nie gewerk het nie. Maar dat ons mag deel hê daaraan, dat ons deel kan hê in die joy van om 'n oes te sien inkom. As hier iemand is vandag wat voel ek is gedisqualify. Sê luister, ek weet nie, dis nie my ding nie. En ek kom vra dat jy nou voor die Here kom en vir hom sê, Here, ek wil my oë oplig. Ek wil sien waar hy mee besig is. Ek wil kon verstaan wat hy doen
Kom wys my. Kom wys nie my buurman, kom wys my buurvrou, kom wys my familie, kom wys my die mense. Ons kan deel hê om die oes in te bring. Ek wil afsluit met hierdie laaste testimonie net. So 2 weke terug, dit was 'n Dinsdag, sit ek by die huis en dit was so 10 uur gewees die oggend en ek moet goed doen op my rekenaar, bedieningswerk doen op my rekenaar en ek sit daar en Adel was nie daar gewees nie en is rustig, nie dat die huis onrustig is as Adel daar is nie. En hier hoor ek 'n tokkel aan die hek. Nou kan ek hier deur my venster sien. Is 'n man daar by die hek, maar ek wil my werk doen. Ek het werk om te doen. Kan ek net my werk doen? Want die man nou aantokkel, nou dink ek naderhand okay, want ek het gedink gaan hom ignoreer. Die karre is nie daar nie, so hy weet nie daar's iemand nie daar nie. Hy kan maar net aangaan en dan dink ek naderhand net nou spring hy oor die heining. Nou moet ek hom in die erf konfronteer en ek is ook nie lus daarvoor nie. Toe staan ek nou maar op, nou stap ek uit en sê vir my man, why are you bothering me? I have to work. Why are you bothering me? Nou sê hy, I'm sorry sir, I'm sorry. I say, you're not sorry. You did it on purpose. Don't tell me you're sorry man. I've got work to do. Please don't bother me. Ja, sorry. En hy loop toe. Nou gaan sit ek weer daar op die bed. Nou hoor ek iemand so, het jy nou besluit jy's te besig hierso? So, Here, jy weet ek het werk om te doen. Het jy besluit jy's te besig? Maar ek moet my skoene dan aantrek want ek was vir my sokkies daar uit. Dan trek aan jou skoene. Nou trek ek my skoene aan. Nou storm ek daar by die huis uit. Nou is die man seker al 400 meter af in die straat. Nou die kar is nie daar nie. Nou moet ek hom op te voet vang, né? Hy's jonger en dunner as ek. Nou is ek agter hom aan en ons is daar by Loftus, ons naderhand is ons in voor Afrikaans hoër meisieskool. Toe kry ek hom ingehaal. En nou roep ek hom, ek sê, hey man, why you keep on bothering people? En ek maak my hande so en hy sê, oh, you want to hit me, sir? Ek sê, no, I don't want to hit you. Maar wat is jou storie? Vertel my wat is jou storie. Dus ek is nou aan die pad agter jou aangeloop hier so en hy sê vir my, hy sê ek's 18. Hy sê ek's in Rosebank College hier in Pretoria. Hy sê die mense wat in my kommune bly het al die krag opgebruik en hy het nie geld om krag te koop om kos te maak nie. Ek sê vir hom, stap saam met my. Nou stap ons, nou sê Narek, hy sê, you're not gonna kill me. Ek sê, no, I'm not gonna kill you. en ons loop terug en die ouetjie se naam is Sabelo Kanye. Die volgende dag toe kom hy tot bekering in my voorkamer. Daar kom die Here en werk met jou waar jy te moeg is. Hy sê, ek het iets anders om te doen. Ek is dors, ek het nie nou tyd, dit is te warm. En hier is ons voorbeeld daarvoor. En as 'n beautiful verhouding wat tussen my en Sabelo besig is om te ontwikkel. Hierdie jong man wat hy die Here daar ontmoet. En al wat ek wil vra is, lig net julle oë op, daar staan hy by jou hek en klop. En dis op 'n tyd wat nie opportune is vir jou. Dankie. Dit was goed geweest en ek wil julle uitstuur. Ek kan nie mense dismiss nie. Dit is nie 'n dismissal nie, dis om uitgestuur te word om te gaan. En ek hoop as jy vandag gaan, dat jy gaan met die glorie van God wat op jou gesig sal skyn. Dat mense sal sê, maar hy's iets anders in jou. Wat's daar aan jou wat jou so anderster maak en dat jy net met hom of haar kan deel. So gaan in vrede. Ons is volgende week selfde tyd, selfde plek en dan gaan ons nog meer verduidelik van wat al hierdie dinge beteken wat ons hier aan het. Gaan in vrede.